Vriends, lekker om julle allemaal te sien. So in die hitte, met die hitte saam. Ons het hierdie week van gebed, die week wat verby is, het ons week van gebed gehad. En vanmorgen sluit ons nou die week van gebed af. En ons sluit nou weer af met die tekst waarmee ons begin het aan die week van, of aan die begin van die week met die week van gebed. 2 Petrus hoofstuk 1 vers 1 tot 15. En die vraag eintlik wat ons vanmorgen vir mekaar gaan proef, waaroor ons gaan gesels vanmorgen is, ons het nou die week van gebed gedoen, ons het nou gehoor en gesien en begin oefen aan die dissiplines, wat nou hiervan af voorgedoen, wat doen ons nou hiermee? Maar voordat ons nou verder daaroor gaan gesels, kom ons begin hier lekker saam te sing. Ons voorsang en ons voorsang staan ons asseblief. Dis eers lied 212 verse 1 tot 3. Loof die Here, hy is goed, en dan lied 188 ook verse 1 tot 3 kom dank na almal God, en dan die aanbiddingslied is die bekende 176 Halleluja, wees koning, wat ons dan 2 keer herhaal. Kom ons staan.
het hopelik 'n blaadjie gekry, al die afkondigings is daarop. Ek herinner aan die twee vergaderings na die erediens vanmôre, die diens van barmhartigheid vergadering en die excuse, dit is verkeerd hier op die blaadjie, dit is nie diens van barmhartigheid. Waarom het nou net vir my gesê, dit is verkeerd in jou werk? Dit is vanmôre vrouediens en eiendomme, maar dit is gelukkig reg gekommunikeer met sosiale media groepe. So, ons gaan asseblief eers begin met die eiendomme vergadering en dan na die vrouediens vergadering skuif. Ek en Cathy is beide by die eiendomme betrokke. So gee ons asseblief net 'n blaaskansie daar is, drink so lank 'n koppie koffie en begin so lank bietjie gesels en elke ding. Maar kan ek vra dat ons die vergadering nie noodwendig 11 uur begin nie, maar net so kort daarna dat ons asseblief net eers by die eiendomme kom. En dan die groot ding hierdie week natuurlik is die bazaar. Die bazaar is Saterdag. Vir die van julle wat nou nog nie daarby uitgekom het om die datums in orde te kry nie, of dalk met die wegspring van die week vergeet het wat die datums is. Die Saterdag is ons bazaar. Daar gaan verskriklik baie moeite in, en daar is 'n klomp goed daar reeds voorberei en al die goedes. En hierdie week gaan die laaste paar goedjies gebeur om alles nou in plek te kry. Daar is nog baie vleis wat gewerk moet word. En ek wil tog vanmôre baie mooi vra. Asseblief, as daar enige iemand is wat kans sien om te kom help om vleiswerk, asseblief doen so. Anders gaan ons hulp van buite af moet inkry en dit gaan ons geld kos. So ek wil asseblief tog vra. Dit is op die dames se groep gekommunikeer, maar ek wil vanmôre nou baie mooi vra. As daar enige iemand is wat bereid is om te kom help, om te kom vleiswerk, asseblief praat met Marina, praat met Sarah, praat met my, en kom help ons asseblief. Ons het regtig hulp en hande nodig, daar is ook heel wat vleis wat gewerk. Afgesien van die vleis, daar is 'n klomp mooi dinge wat gebeur. By die visvang, by die kinders is daar naaipryse, dit het nou al gekom. So by so dat ek self wil van visvang op party van daai pryse te probeer neem. So daar's 'n klomp mooi goeders. Onthou asseblief om julle swembroeke te bring saam bazaar toe. Hier gaan 'n groot waterglywerm wees. So as jy nou 'n swembroek hier het, dan gaan jy nou lekker saam kan speel. Anders gaan jy dit nou maar jou kortbroek moet doen en dan sit jy met jou nat bou in pa se bakkie en hy gaan nie baie tevrede wees nie. So kom asseblief onthou asseblief om jou swembroek saam te bring. Dan by leegse goeders beplan ons 'n klomp mooi goed, maar julle het gesien op die sosiale media, so gaan dit nou nie alles weer sien nie. Met die koffie het ons besluit ons gaan bietjie beter koffie en goeders daar hê wat te koop gaan wees, so asseblief onthou daarvan om die koffie te kom ondersteun ensovoorts. Maar julle almal, julle ken die storie. Julle weet wat is hier, julle weet hoe goed werk dit, julle weet wat gaan gebeur. Al wat ek vir julle kan sê is dit gaan groot wees, dit gaan lekker wees, dit gaan mooi wees. Asseblief kom. En as jy nog nie iewers help die dag nie, wat ek dink daarom almal doen volgens hulle wyke, as jy nog nie iewers help nie, of as jy nou nie is en jy weet nog nie waar jy hoort nie, praat asseblief met Sarah, dat hy met jou kan sê waar daar nog hulp word, of wat die geval is. Dan voor die bazaar, die Vrydag aand, dit het julle nou gesien, dit is op die sosiale media en op die blaadjie. Vrydag aand het ons 'n koffie safari. Nou, die ouer mense sal dit nog onthou van julle groot word daar, maar asseblief kom kuier, kom loop, kom drink saam koffie. Hoe dit werk, ons gaan hier by die kerk begin en dan gaan ons loop met ons beker na die eerste punt toe en by daai tannie kry ons koffie. As jy mooi vra, dalk word chocolate of tee. Ek dink nie nou tee wees, dis 'n koffie se gaan.
En dan daarvan gaan ons by die volgende punt, gaan ons die suiker kry, en dan by 'n volgende punt 'n lepeltjie, by 'n volgende punt marshmallows vir die hot chocolate, by 'n volgende punt koekies om saam met die koffie te gebruik en wat. So gaan ons by verskillende punte in die dorp oral stop en die bestanddele kry om lekker te kan koffie kry. Dan sluit ons die aand af by Lindale en daar is 'n swembad. So as jy nou kom koffie safari toe met jou sendbroek of sommer met jou sendbroek aan en dan terwyl wanneer ons nou by Tannie Lindale is en ons sluit daar af, dan kan die van julle wat wil kan dan sommer 'n bietjie lekker afkoel ook. So ons begin deur lekker saam te kuier en lekker groot te gaan selfs nog voor die bazaar. Dan laaste bietjies, onthou asseblief van ons deurkollekte vanmôre, daar is by elke nagmaal is daar deurkollektes, onthou asseblief van ons deurkollekte. En dan by die voorbereidingslys wil ek asseblief vra dat julle Annemarie Martens naam sal bysit. Haar naam was op die lysie wat op die sosiale media uitgestuur is, en dan asseblief Elna Flynn se naam ook by julle voorbereidingslys sal bysit. Dan by die verjaarsdae, ons het vandag 2 verjaarsdae. Jolandi Markram, daar sy, ja. Jolandi, baie geluk met jou verjaarsdag. Ek vertrou George sal vir jou 'n 3-gang maaltyd voorberei. En dan Lida, hier sit sy, baie geluk met jou verjaarsdag. Ek gaan nie vra hoor. Ag, ek vra. En dan Janine Kombrink. Hierso. Dankie. Janine, baie geluk met jou verjaarsdag. Dis môre. Dis môre. Nou. Julle moet wat reg stop te ry voor ek gaan dit jou kan uitvat. Dis nou al die afkondigings. Onthou asseblief wie van julle wat op die kalenders het, kan asseblief môre na die erediens of deur die week by Christine by die kantoor draai maak om jou kalender te kry. Ons aanvangswoord vanmôre is Psalm 4. Jammer, ons probeer weer. Ons aanvangswoord vanmôre is Psalm 84, ons lees daarvan verse 1 tot 13. Vir die musiekleier op Agitiet van die Koragiete 'n psalm. Hoe lieflik is u woning, Here, heerser oor alle magte. My hele wese verlang, ja smag na die voorhoewe van die Here. My hart en liggaam roep uit na die lewende God. Selfs 'n mossie vind 'n duiste en 'n swaalkie haar nes waar ons haar kleintjies neer lê. By die altare, Here, heerser oor alle magte, my koning en my God.
Gelukkig is hulle wat in u huis woon. Hulle loof u gedurig. Gelukkig is mense wie se krag in u lê. Die pelgrimstogte leef in hulle gedagtes. Trek hulle deur die Baka-vallei, maak hulle daarvan 'n landskap, ryk aan fonteine. Die vroeë reën maak dit selfs vol waterpoele. Hulle gaan van krag tot krag. Elkeen verskyn voor God in Sion. Here, God, heerser oor alle magte. Hoor tog my gebed. Luister tog, God van Jakob. O sien ons skuld raak, slaan ag op u gesalfde, want die dag in u voorhowe is beter as 1000 daar buite. Ek wag liewer op die drempel van die huis van my God, as om te woon in die tente van goddeloosheid. Ja, 'n son en skuld is die Here God. Genade en eer is wat die Here skenk. Hy hou wat goed is, nie terug van hulle wat onberustiglik leef nie. Here, heerser oor alle magte. Gelukkig is mense wat op u vertrou. Ons lees tot sover. Medegelowiges, hierdie God wat so ruim besin en geloof word in hierdie psalm is dieselfde God wat vanmôre hier teenwoordig is. En in hierdie God se naam het ek die voorreg om julle te kan groet. Medegelowiges, ek groet julle in die naam van God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees. Amen. Terwyl ons sit, gaan ons nou aanbiddingslied sing. Dit is die 253, vers 1 en 2, die hierdie brood gebruik. Ons soos vanmôre as 'n geloofsgemeenskap met mekaar te kan kom hier in hierdie kerkgebou, sodat ons Here kan ervaar hoe dat U hier teenwoordig is. Dankie Here dat ons daarom daarna kan uitsien na persoonlike ontmoeting met U. Wil U self weer met ons kom praat, wil U self deur die Gees vir ons hierdie belewenis van die goddelike teenwoordigheid kom skep. Ons bid dit in die naam van ons Verlosser en Here, Jesus Christus. Amen. 2 Petrus, hoofstuk 1 vers
1 tot 15. Simeon Petrus, 'n diensknegt en apostel van Jesus Christus, aan die wat dieselfde kosbare geloof as ons verkry het, deur die geregtigheid van ons God en Verlosser, Jesus Christus, mag genade en vrede in oorvloed aan julle geskenk word, deur julle kennis van God en van ons, en van Jesus, ons Here. Sy goddelike krag het ons immers reeds alles gegee wat ons nodig het vir 'n Godvreesende lewe, deur die kennis van hom wat ons deur sy majesteit en goddelike krag geroep het. Hierdeur het hy sy kosbare en grootse beloftes reeds aan ons gegee, sodat julle deel kan kry aan die goddelike natuur, nou dat julle ontvlug het aan die verdorwenheid wat die begeerte in die wêreld teenwoordig is. Lê juis daarom alle ywer aan die dag om by julle geloof deug te voeg, by deug insig, by insig selfbeheersing, by selfbeheersing volharding, en by volharding Godvreesenheid, by Godvreesenheid broederliefde, en by broederliefde liefde vir alle mense. Immers, wanneer julle oor hierdie eienskappe beskik en daarom toeleef, sal dit daartoe lei dat julle nie nutteloos en sonder vrug is, wat julle kennis van ons Here Jesus Christus betref. Want die een by wie hierdie dinge ontbreek, is blind en kortsigtig, en het vergeet dat hy van sy vorige sondes gereinig is. Daarom, broers, lê julle self soveel te meer daarop toe om julle roeping en verkiesing stewig te vestig. Want as julle hierdie dinge doen, sal julle verseker nooit struikel. Ja, so sal toegang tot die ewige koninkryk van ons Here en Verlosser Jesus Christus ryklik aan julle voorsien word. Daarom sal ek julle altyd aan hierdie bly herinner. Of weet julle dit reeds, en dan is julle reeds stewig in die bestaande waarheid gevestig. Ek beskou dit as gepas om julle weer herinnering op te stel, solank as wat ek nog in hierdie tentwoning verkeer. Want ek weet dat my tentwoning binnekort afgebreek sal word, soos ons Here Jesus Christus dit ook aan my duidelik gemaak het. Daarom sal ek my ook daarvoor beywer dat julle hierdie dinge na my heen gaan steeds in herinnering sal kan roep. Ons is sloten. Hierdie week van gebed se geestelike dissiplines het ons gekuier en stilgestaan by die feit dat ons saam groei, saam leef, saam ontwikkel, saam ontdek aan die hand van sekere goed wat ons doen. Nou, het julle die goed geluister wat ek gesê het? Sommige knikkelik op 'n ander kyk vir my. Het julle dit gekry? Ok, julle het dit gekry. Het julle dit toe nou geluister? Sommige ja, ander ja. Okay. Wat was die eerste geestelike dissipline waaroor ons gesels? Kan julle onthou? Wat dink jy is die eerste geestelike dissipline wat jy behoef het? Gebed. Gebed is daai geleentheid wanneer jy en die Here met mekaar gesels. Dit is daai belangrike aspek van ons geestelike dissipline, van ons geestelike groei, van ons geestelike reis, wanneer ons as gelowiges saam, of jy in jou persoon dan nou, as jy dit op jou eie doen,
wanneer daar met die Here gepraat word, daai kans wat jy het om jou hart vir die Here oop te maak. Maar nou moet ons ook sê dat onthou God het nie gebed nodig. God het niks nodig. God het nie vir jou of vir my of enige van jou geestelike dissiplines nodig. God kry nie sy krag omdat ons hom aanbid. Dis nie een van die Romeinse gode nie. Ons doen ons geestelike dissiplines omdat ons dit nodig het. Ons bid omdat ons dit nodig het. Ons kommunikeer met God, praat met God, maak ons hart oop teenoor God, omdat ons nodig het om dit vir die Here te gee. Nie omdat God nodig het om dit te hoor nie. Hy weet dit. Hy weet wat in jou gedagtes en jou hart omgaan. Ons loof God deur ons gebede, ons aanbid hom, ons maak hom ons bekommernisse bekend aan, ons maak hom ons vreugde bekend, omdat ons nodig het om op daai manier erkenning te gee teenoor God, een by wie ons skuiling vind, en een teenoor wie ons dankbaar is vir dit wat ons het gekry. Die tweede dissipline, so dit is nou enige verhouding, alle verhoudinge. Geen verhouding kan verstaan as daar nie kommunikasie plaasvind. Dit is ons nou eenvoudig so. So as jy en jou vrou nie nooit met mekaar praat, dan gaan julle nie 'n huwelik hê nie. Dis ons nou eenvoudig so. So as jy nie met God praat en gesprek tree, dan gaan daardie verhouding ook vervaag. Die tweede is dan natuurlik Bybelstudie. Nou, Bybelstudie kan verskillende forme aanneem en daar is eintlik nie reg 100% regte resept daarvoor nie, want almal doen dit op hulle eie manier. Almal doen dit op die manier wat hulle weet dat dit in hulle persoonlike verhouding met God werk. Soos wat hulle dit nodig het. Nou, Bybelstudie kan nou wees aan die hand van 'n Bybelstudie handleiding boek, dit kan wees aan die hand van eenvoudig net die Bybel. Jy kan 'n paar verskillende video's op YouTube of waar ook al kyk, wat jou inspireer om dan nou seker te gaan opsoek en al die goeders. So Bybelstudie, daar's 'n verskil tussen Bybelstudie en stilte tyd. Bybelstudie is om werklik moeite te doen met teks, sodat jy jou kennis van God en van die woord kan verbreed. Bybelstudie is om moeite te doen met God se woord. Dit kan in 'n groep plaasvind, dit kan op jou eie plaasvind, dit kan op altyd maniere gebeur. Stilte tyd is wanneer jy, soos byvoorbeeld aan die einde van die dag, of aan die begin, in die oggend voordat die dag begin, stil raak, met saam met die Here, in gebed, en dalk met 'n teksvers, of 'n bietjie Bybel lees, of dalk 'n dagstudie. As 'n verskil tussen. En jy het nodig om Bybelstudie te doen, op jou eie, met jou eie tempo en vanuit jou eie persoonlike verhouding met die Here, en nie net op 'n Sondag in die banke kom sit, as jy dit dan doen. Op 'n Sondag in die banke kom sit en te luister na wat die dominee se opinie oor die teks is. Dis nie genoeg. Jy moet dit self ook doen. Die derde is natuurlik lofprysing en aanbidding. Nou, lofprysing en aanbidding is nie net dit wat ons doen wanneer ons saam met die orgel of saam met ander instrumente sing. Lofprysing en aanbidding sluit ook in dat jy na geestelike musiek luister. Of dat jy self, as jy te bang is om dit in die openbaar te doen, om dan nou in die stoel te staan en al was ek nie daar nie te sing, of wat ook al die geval mag wees. Maar lofprysing en aanbidding sluit alle forme van eerbetoon in. Daarom is lofprysing en aanbidding eintlik in wese ons nou op gebed, maar ook, luister mooi wat ek vandag sê, lofprysing en aanbidding is eerbetoon aan God, en jy doen dit onder andere ook deur jou dankoffer en jou kollekte, deur barmhartigheid te betoon, deur aan God te erken dat jy van hom afhanklik is, deur die onderrig wat jy aan jou, die geestelike onderrig wat jy aan jou kinders het. Dis lofprysing en aanbidding. Ek hoop dit maak vir jou sin.
as ek dit vanmôre sou sê. En lofprysing en aanbidding hier in die kerk saam, wanneer ons nou sing en al die goeders, dis altyd baie lekker en verskriklik mooi, maar dit is nie beperk daartoe. Daarom kan jy nie net op 'n Sondag deelneem aan lofprysing en aanbidding. En dan die laaste is gemeenskap van gelowiges, wat insluit getuienis. Gemeenskap van gelowiges, behalwe vir die kere wat ons gaan hier in die erediens met mekaar kom, is dit ook om moeite te doen, om by die gemeenteaktiwiteite in te skakel en daar deel te wees van jou gemeenskap van gelowiges, van jou gemeente, van NG Makwasi. En nie sommer maar net vir enige dergelike rede weg te bly, of nie op te daag. Daar is 'n deel van jou geestelike dissipline wat agterweë bly as jy dit doen. Dis nou maar eenvoudig so. Of nie die eredienste bywoon, of nie kom saam kuier by die bazaar, of nie kom, vir maar net as 'n voorbeeld, maar nie te kom saam vleis werk. Boonbehalwe vir die feit dat jy jou kant bring om ons die gemeente te steun. Daai saam kuier, daai saam wees, is deel van die verhouding bou, en God is 'n God van verhoudinge, deel van die verhouding bou wat ons as gelowiges nodig het sodat ons mekaar ken, mekaar se harte verstaan. As ek hier sê, besit asseblief vir Koekoes op die gebedslys, dat ek weet wie is Koekoes. En dat ek weet hoekom ek vir haar bid. Of as hier ewe skielik kom ons as hier 'n brand uitbreek, dat ek weet na wie toe ek kan gaan om te gaan hulp vra. Dat ek weet wie kan ek bel wat saam met my 'n waterkar kan aanry om die vuur in die huis te blus. Wat ook al die geval mag wees, die mooi Engelse woord is mos nou network. Net julle verstaan dit. So gemeenskap van gelowiges is kardinaal belangrik, boonbehalwe vir die feit dat ons verhouding bou en al daai goeders. Ons erken in ons belydenis dat ons glo in Jesus Christus en dat ons daarna streef om soos hy te wees. En deel van die groot gebod is dat ons mekaar sal lief hê. En jou liefde kan nie beperk wees net tot die mense in jou huis of jou kan. Dit is ook teenoor mense. En die veiligste plek om naaste liefde te oefen is juis in jou gemeenskap van gelowiges. So gemeenskap van gelowiges is eintlik om die groot gebod na te kom. Ek wees het. En daarom is hierdie geestelike dissipline so belangrik vir jou geestelike groei. Ek het hierdie metafoor gebruik, maar as jy braai, en die kolle is daar in die braai, en jy haal 'n koeltjie uit en jy sit op heel een kant neer, dan vrek daar kool. As die koeltjie deel bly van die hoofpole van die vuur, dan bly hy brand. En hoor dan hierdie beginsel. As die koeltjie daar een kant lê, bereik hy nie sy volle potensiaal. Daarom gaan hy bestaan en bloed. Solank as wat hy deel is van die vuur, dan doen hy sy werk en hy bereik sy volle potensiaal. Afgesien daarvan, vir elke koeltjie wat by die vuur bygevoeg word, bereik die vuur ook sy potensiaal weer. 4 koeltjies te hitte en gloeitydperk is heeltemal te min om 'n steak te braai. Maar 50 kole saam kan dit dalk doen. So jy in jou persoon gaan nooit jou geestelike potensiaal bereik as jy nie
jou geestelike dissiplines beoefen. So ook gaan die gemeente nie haar volle potensiaal ten opsigte van haar goddelike roepe bereik as jy nie deel is van die gemeenskap van gelowiges. Paulus gebruik die immer bekende beeld van die liggaam. En hy vra die vraag, wat as die duim besluit dat hy nie meer deel van die liggaam wil wees? As jy jou skielik jou duim moet aftaan, dan gaan jou liggaam nie volledig wees nie. Jy gaan kan aangaan, maar nie soos God dit oorspronklik bedoel het. Hier, in die NG Makwasie, is meer as genoeg geleentheid vir jou om op jou eie, sowel as deel van die geloofsgemeenskap, jou potensiaal te bereik. En hierdie potensiaal bereik is in wese, is in wese om 'n vrugbare lewe te leef. En dit is die antwoord op die vraag wat ons gevra het in die begin van die eerdiens. Ons het nou die week van gebed gedoen, ons het nou gehoor van die geestelike dissiplines. Wat nou vorentoe? Geestelike dissiplines is nie iets wat ons net tydens die week van gebed doen. Dis 'n daaglikse roetine. En as jy hierdie vrugbare lewe wil leef, soos wat Jesus, of soos wat Johannes skryf, die takkie wat deels van die dood, en dan dra ons die vrug. As jy daardie lewe wil leef, moet dit beteken wees, of dan beteken dit dat jy moet geanker wees in jou Here Jesus Christus. Jy moet 'n verhouding met hom hê. Die enigste manier hoe jy daardie verhouding gaan maak werk, is met jou geestelike dissiplines. En Jesus het by uitstek daardie voorbeeld kom stel. By uitstek het Jesus kom wys wat dit beteken om opregte, volkome oorgawe te maak teenoor die ander party in die verhouding wat ons is. En daarom vir ons dag. Want daai uitstek wat hy gedoen het, is om sy lewe te gee, sodat hierdie verhouding wat hy graag met ons wil hê, daarom ons ook met hom initieer en van sy kant af in stand bring. En as God bereid was, Jesus bereid was, om sy lewe te gee daarvoor, wie is ek en jy om nie 10 minute 'n dag af te staan van ons geestelike dissiplines? As Jesus bereid was om die pad uit te stap tot aan die kruis, wie is ek en jy om ons gemeenskap van gelowiges, gemeenteaktiwiteite af te skiet, omdat ons nie wil, omdat dit ons nie pas. Wie is ek en jy om dan te sê, ek wil nie deelneem aan Lofprys en aanbidding nie, want dit pas my, want ek hou nie van die liedjie. Wie is ek en jy om dan te sê, nee, ek sien nou nie vanaand kans vir Bybelstudie nie, want ek is moe. Jy is moe omdat jy hard gewerk het, dit is so, maar jy werk omdat dit 'n genadegawe van die Here is. Wie is jy om dan nie die dag af te sluit weer vir hom dankie te sê vir die feit dat jy moe is? Vriende, dit is 'n kar, en dis kom ons hierdie jaar begin het dan. Dit is 'n kardinale deel van ons vrugbare lewe. Kom ons bid. Here, baie dankie vir die voorreg dat ons U kan aanbid, kan loof en prys vir die feit, Here, dat ons vanmôre nie net in die erediens, maar met ons hele lewe, ons vrugbare lewe,
so kan deelneem aan al die geestelike dissiplines wat eintlik gawes is van U af, sodat ons kan groei in hierdie verhouding wat ons met U het. Wat U initieer het, waarvoor U die hoogste prys betaal het, en daarom, Here, vier ons vandag nagmaal, om hierdie lewe van vrugbaarheid te kom bevestig in hierdie sakrament. Help ons om erns te maak met ons geestelike dissiplines, sodat ons 'n vrugbare lewe kan leef en ons en die groot gebod op so 'n manier kan nakom. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Ek wil vra dat die tafel gedek is. Voordat ons die nagmaal gebruik, wil ons graag mekaar net weer herinner wat die Bybel vir ons oor die nagmaal leer. Die Bybel leer ons dat God ons baie lief het. Ons weet dit omdat hy sy seun, dit is Jesus, vir ons gestuur het. Die Bybel leer ons ook dat Jesus ons baie lief het. En ons weet dit omdat hy sy lewe vir ons gegee het. Dit het 'n goeie Vrydag aan die kruis op Golgotha vir ons gedoen. Die Bybel leer ook dat Jesus self die nagmaal vir die eerste keer aan sy disippels gegee het en vir hulle gesê het om dit gereeld te gebruik. Hoekom? Sodat ons nooit sal vergeet juis dit wat Jesus vir ons gedoen het. En die nagmaal vertel vir ons wat Jesus gedoen het. Hy het aan die kruis gesterf vir ons, maar hy het ook opgestaan en lewe. Die brood wat ons eet, dan dink ons aan die swaarkry van die dood van Jesus aan die kruis. Die wyn wat ons drink, laat ons dink aan die bloed van Jesus wat vir ons aan die kruis gevloei het. Wanneer ons die brood en die wyn gebruik, sê ons almal saam met die Here dat ons sy kinders is. Ons sê ook daarmee dat ons glo dat ons almal eendag saam met Jesus in die hemel sal wees. En ons is bly wanneer ons die nagmaal gebruik, want ons sien nou al hoe lekker dit in die hemel gaan wees. Ons sê ook deur die nagmaal vir die Here dank vir alles wat hy vir ons gedoen en gedoen het. Ek wil julle nooi om, voordat ons die nagmaal sal gebruik, op te staan, dat ons saam ons belydenis doen. Ek glo in God die Vader, die almagtige, die skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is by die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het by die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat alreeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan die heilige algemene Christelike kerk,
die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en die ewige lewe. Amen. Kom ons. Kom ons bid. Hemelse Vader, baie dankie dat U Jesus na ons toe gestuur het, omdat U vir ons so lief het. Baie dankie, Jesus, dat U vir ons gelei en dat U aan die kruis in ons plek gesterf het. Ons is vir U lief, ons glo in U. Amen. Almal weet dit, ek herhaal net, as jy daarvoor oortuig is, dat jou kinders weet waaroor die nagmaal gaan, is hulle welkom om die nagmaal saam met ons te gebruik. En as jy enige kuiergaste is vanmôre, en jy die vrymoedigheid om jou eie gemeente nagmaal te gebruik, is jy meer as welkom om vanmôre ook saam met ons die nagmaal te gebruik. Wanneer ons die brood breek en eet, dink ons aan die liggaam van ons Here Jesus Christus, wat gebreek is, ter vergewing van alle sondes. Daarom neem dit, eet dit, dink daaraan, glo dat die brood ook, dat Jesus se liggaam ook vir jou gebreek is, sodat jy heel in jou verhouding met hom kan staan.
daar enigiemand wat oorgeslaan is vir die woord? Enigiemand wat oorgeslaan is vir die woord? Wanneer ons die wyn drink, dan drink ons aan die bloed van ons Here Jesus Christus, wat aan die kruis gegooi het, ons volkome afwassing van al ons sonde vlekke. Waarom neem dit, drink dit, dit daaraan glo, dat sy bloed ook gevloei het vir jou, om jou skoon te was, sodat jy volkome vlekkeloos voor God kan verstaan. Ons net aanduidelik kry die goeie beker ook gebruik as
gee 'n paar oomblikke vir stil gebed. Amen. Kom ons staan en dank ons die Here vir hierdie sakrament wat ons nou gebruik het. Sing ons die 198 vers 1 tot 3 God is my lief. Here dat ons
weer kan gee uit dit wat ons ontvang. Here, dat ons dit aan U kan opdra as 'n offer. Vra Here dat U dit sal seën, sodat dit sal wees tot eer en verheerliking van U naam. Amen. Ons sluit staande af met ons slotsaam, dit is Hebreërs 8, vers 1 tot 5. Neem my lewe, David Heer, bly ons staan vir die seën en die sin van die amen aan die einde. Daar is die van vergaderings, en onthou dat daar is lekker koppie koffie, of thee, of glas sap, wat vir jou wag in die saal, so asseblief kom kuier saam. Die hoop, lyding en nabyheid van die Heilige Gees sal by elkeen wees en bly, vanaf tot in alle ewigheid. Amen.